Alle volke klap jul hande, juich tot eer van God. Verhef jul stem en roem sy naam in elke stad op aarde. Sing en sing dan saam, lof en prys sy grote naam, want hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Sing en sing dan saam, lof en prys sy grote naam, want die hemel koning skenk ons sy genade. Ons gaan in sy woning en hy roep ons almal saam. Die skare juich en orings blaas, ons almal roem sy naam. Sing en sing dan saam, lof en prys sy grote naam, want hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Sing en sing dan saam, lof en prys sy grote naam, want die hemel koning skenk ons sy genade. Sing en sing dan saam, lof en prys sy grote naam, want hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Sing en sing dan saam, lof en prys sy grote naam, want die hemel koning skenk ons sy genade. Hoekom is jy vanoggend hier? Hoekom is jy vanoggend hier? Wel, die krag is af, dit begin koud word, daar's mos baie beter dinge wat 'n mens kan doen, of is daar? As om kerk toe te kom. Wil jy nie net daar waar jy sit, jou hart teenoor die Here oopmaak nie, en vir die Here sê, hoekom jy vanoggend hierheen gekom het nie? Een van die goed waarmee ons nogal sukkel, is dankbaarheid, nie waar nie. Ons is nogal geneig om maklik te kla en te kerm, en al die swart in die lewe raak te sien. En ons sukkel 'n bietjie om dankie te sê, ook vir die Here. Daarom gaan ons nou na 'n lied luister wat Peer vir ons sing, en die woorde gaan op die skerm wees, en ek wil jy moet van hom vergeet, en die woorde op die skerm volg, en die woorde gebruik om vanoggend vir die Here te sê, dankie. Dankie Here vir wie ek is, vir waar ek is, vir wat ek het, dis alles net genade. Ek kan net so bly sit, dan volg ons die woorde op die skerm terwyl Peer dit sing. Aan U, o God, my dank gesange, U wil ek in my aandlied prys, al kwyn die sonlig teen die hange, U lig my lig sal horreis, U lig my lig sal horreis, U lig my lig sal horreis. Ek weet aan wie ek my toe vertrou het, al wissel dan ook dag en nag. Ek ken die rots op wie ek gebou het, van wie ek al my heil verwag, van wie ek al my heil verwag, van wie ek al my heil verwag. Eens aan die einde van my liewe sal ek van sorge en moeite vry, vir elke dag my hier gegiewe, U onreiner
loflied wij. Uw reiner loflied wij. Uw reiner loflied wij. Here, dankie dat ons lewens aan U kan toewy. U is die Christus, die oorwinnaar, ons koning. Ons aanbid U. Amen. Gemeente, ek groet julle vanoggend in die naam van Jesus Christus, ons Here. Vanoggend bevoorreg om die doop te bedien, julle om te sien hoe dit gebeur. En dis nie iets wat deur die kerk uitgedink is nie. Die opdrag tot die doop kom van die Here self af. In ons tradisie gaan haal ons dit in die Ou Testament reeds en sê ons in die Ou Testament het die Vader vir Abraham die besnydenis as teken van die verbond gegee. En in die Nuwe Testament het Jesus die besnydenis kom vervang met die doop. En daarom doop ons klein babetjies, soos wat ons vanoggend vir klein Louis gaan doop. Ek het reeds gesê, die doop is nie iets wat deur die kerk uitgedink is nie. Dit kom van God self af. En is interessant dat Jesus se laaste opdrag aan sy disippels voordat hy hemel toe is, presies dit was. Gaan na die nasies toe, maak die mense my disippels, leer hulle en doop hulle. As teken van die feit dat hulle aan my behoort. En as ek vanoggend vir klein Louis doop, dan is dit 'n teken van die feit dat hy reeds aan God behoort. Toe ek en Roan en Zorina donderdagoggend saam gesels het, het ek vir hulle gesê, dis nie dit wat vanoggend gebeur, wat maak dat Louis aan God behoort nie. Dis hulle geloof. Die geloof wat hulle het in die drie enige God, wat maak dat Louis aan God behoort. En dit wat vanoggend hier gebeur, is 'n teken van die feit dat hy aan God behoort. As ek vanoggend die doop aan hom bedien, dan wil ek ook vir jou uitdaag om 'n bietjie terug te dink oor wat die doop vir jou beteken. Dalk onthou jy vanoggend 'n oomblik iewers lank gelede toe jy jou kinders laat doop het. Of toe jy by was by die doop van jou kleinkinders. Vra vir jouself wat dit beteken in die dag waarin ons leef. Ek gaan die doop nou bedien. Ek wil vra dat Roan en Zorina vorentoe kom. Julle kan sommer vir Louis saambring, en as daar van die kinders is wat wil kom kyk, dan kan julle hier op die trappies kom sit. Al die kinders wat hier is, julle kan vorentoe kom en julle kan hier voor op die trappies kom sit. Roan en Zorina, as julle vorentoe kom, as die oupas en oumas wil vorentoe kom om by te staan, is julle ook welkom. Vriende is ook welkom. Deesdae help die hele familie om kinders groot te maak. En julle is welkom om hier by my te kom staan. Die kinders wat hier is, julle kan hier op die trappie sit, daar op die trappie. Maar julle moet so sit dat julle hier kan sien. Dit help nie julle kyk vir die gemeente nie, julle moet sien wat ek gaan doen. Maak dit plek gou, skuif net daar op dat hulle almal net boontoe kom. Sit sommer, julle kan maar hier voor ook sit. Julle kan maar hier voor ook kom sit. Staan sommer hier by my hoor. Die oupas en oumas kan ook hier by staan, naby staan. As hulle ook net kans gee om by te kom. Kinders, ek het vir julle huiswerk. Ek weet julle is mal oor huiswerk, né? Julle hou van huiswerk. As 'n onderwyser vir julle huiswerk gee, maak julle so opgewonde, né? Nie. Hoekom nie? Hou jy glad nie van huiswerk nie? OK. Ek het ook nie van huiswerk gehou nie, hoor, so moenie bekommerd wees nie. Hier's die huiswerk wat ek vir julle gee. Julle moet vir pappa en mamma gaan vra wat het gebeur toe julle gedoop is. Dalk het hulle iewers 'n foto of 'n Bybel of 'n kers of iets wat hulle gekry het toe julle gedoop is. Julle moet vir hulle gaan vra of jy soet of stout was. Nee, het jy verskriklik geskree toe jy gedoop is? Of was jy 'n soet babetjie wat net stil was? Sal julle onthou? En volgende week kan kom vertel julle vir my. Gaan vir julle vra wat het pappa en mamma gesê. Right, as jy 'n fotootjie kan saambring, dan bring jy 'n fotootjie saam van die dag toe jy gedoop is. Roan en Zorina, toe ons saam gekuier het, het ek vir julle gevra, hoekom julle vir klein Louis wil doop. En ons het spesifiek oor
oor 3 vrae gepraat. Die eerste is dat julle verklaar, dat julle glo dat hy 'n klein sondaartjie is, dalk weet julle dit, as 'n ou babietjie sê, dan verstaan 'n mens dit nogal, en dat hy daarom as deel van God se plan met die wêreld gedoop moet word, dat hy as dit ware ingelyf moet word in God se gemeente, as teken van die feit dat hy aan Christus behoort. Die tweede vraag wat ek vir julle gevra het, is aanvaar julle die Bybel en die belydenisskrifte as die ware manier leer van verlossing in die kerk? En die derde vraag wat ek vir julle gevra het, en dis eintlik die belangrikste, beloof julle om vir klein Louis groot te maak as iemand wat die Here liefhet? En julle het toe ja gesê, maar ek wil nou vir julle vra, voor almal hier, voor julle ouers, wat is julle antwoord daarop? Ja. Mag die Here saam met julle wees op hierdie pad. En ons gaan net nou, as ek hom klaar gedoop het, gaan ons 'n lied sing, waarin ons julle aan die Here gaan opdra. Roan, as jy nader staan, dan gaan ek kan hom regop hou, jy gaan nou nie kop onderste bo te hou nie, dan gaan hy skree. Louis Jacobus van Wyngaard, ek doop jou in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Amen. Kom ons maak ons oë toe en dan bid ons saam. Here, baie dankie vir die voorreg wat ons het, om u genade in aksie te sien. Dankie vir hierdie klein mensie wat u as 'n geskenk vir Roan en Zorina gegee het. Hulle het dit self gesê. Ons bid vir hulle, Here. Hulle het 'n belofte gemaak dat hulle hom sal grootmaak as iemand wat u liefhet. En u weet hoe moeilik dit is. Maar dankie dat u deur die Gees beloof dat u by hulle sal wees en dat dit dan 'n wonderlike geleentheid word. Maak dit asseblief waar in hulle lewens. Dit bid ons in Jesus se naam. Amen. Ek wil vir Johan vra, Johan Neveling, om net 'n Bybel vir hulle te kom gee. Vir die oupas en oumas en die ander familie wat hier is, baie geluk, baie sterkte. Hulle kom van Manchester af in Engeland, so hulle gaan nou terug na daai eilandjie daar diep in die see. Ons wens ook vir julle sterkte toe daarmee. Mag die Here daar op 'n baie spesiale manier met julle wees. Want as jy net vir hulle sal gee. Vriende, ons gaan vir hulle die seënbede toesing. En ek wil hê julle moet staan, maar ons sing dit nie vanoggend net vir hulle nie. Dis mos Moedersdag. So hierdie wonderlike seënbede gaan ons vir mekaar ook sing en vir die maas in ons lewens. Kom ons staan, dan sing ons dit. As jy jou hand na hulle toe wil uitsteek om die seën simbolies oor hulle uit te spreek, is jy baie welkom. God bly met jou waar jou ook mag gaan. Mag sy Gees jou lei en heilig en jou altyd deur beveilig. God bly met jou waar jou ook mag gaan. God bly met jou waar jou ook mag gaan. Deur sy sterke hand behoed hy, daagliks met sy manna voed hy. God bly met jou waar jou ook mag gaan. God bly met jou waar jou ook mag gaan. As ons struikel, trek die Vader deur sy liefde ons weer nader. God bly met jou waar jou ook mag gaan. God bly met jou waar jou ook mag gaan. In gevare, angs en lyding, bied sy almag ons bevryding. God bly met jou waar jou ook mag gaan.
Ons maak ons Bybels vanoggend oop by Efesiërs 4. Die kinders kan uitgaan na die klassies toe. Ons skriflesing vanoggend Romeine 14. Voordat ons daarby kom, net die Pinksterreeks. Daar is die hele reeks vandag. My enigste troos in hierdie lewe. Volgende week my enigste troos in sterwe. 25 Mei, ek behoort aan Jesus Christus. 1 Junie, hy pas my op. En dan 8 Junie op Pinkstersondag, ek leef met hoofletters onder leiding van God se Gees. So dis hoe ons die volgende paar Sondae, dis die temas waaroor die prediking gaan. Terwyl die Bybel oop is voor ons, kom ons maak ons oë toe en dan gaan ons saam bid. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanoggend die voorreg het om stil te word voor U. Dankie dat ons U lof kon besing. Dankie dat ons U genade in aksie kon sien, deur die water op die kop van klein Louis. Dankie vir die belofte wat hulle ouers afgelê het. Here, U is 'n groot God, 'n genadige God, 'n God van liefde. En daarom kan ons ook vanoggend die Bybel lees in Afrikaans, dit verstaan, en bid ons dat U deur U Gees hierdie woorde vir ons sal lewend maak, sodat ons regtig daarvolgens sal leef. Here, gee dat ons saam wees hier vanoggend nie net oor 'n preek sal gaan, of oor die doop, of oor musiek, of oor sang, of oor wat ook al nie. Maar gee dat ons regtig die teenwoordigheid van U, die lewende God, deur U Gees in ons lewens sal ervaar. Dit bid ek in Jesus Christus se naam. Amen. Ons lees Romeine 14, vers 5 tot 8. Die een beskou eendag belangriker as die ander. Vir ander weer is alle dae eenders. Laat elkeen in sy eie gemoed ten volle van sy standpunt oortuig wees. Die een wat 'n bepaalde dag uitsonder, sonder dit vir die Here uit. En die een wat eet, doen dit vir die Here, want hy dank God daarvoor. Ook die een wat nie eet nie, doen dit tot eer van die Here, en hy dank God daarvoor. Niemand van ons leef tog vir homself nie, en niemand sterf vir homself nie. As ons leef, leef ons immers vir die Here, en as ons sterf, sterf ons vir die Here. Of ons dan lewe of sterwe, ons behoort aan die Here. Ek lees net tot sover vir ons volgend. Tema, my enigste troos in hierdie lewe. Vriende, as 'n mens rondom jou kyk, dan is daar een ding wat soos 'n paal bo water staan. En dit is dat die mensdom troos nodig het. En dan is dit nie net die mense daar ver nie. Dan is dit ook jy en ek. Troos wat ons nodig het. Want die woordjie troos gaan oor meer as om iemand by te staan wat hartseer is en wat huil. Dit gaan oor versterking, bemoediging, ondersteuning, bystaan. Daarom het daar die uitdrukking ontstaan, iemand het boeretroos nodig. Onthou julle dit? Julle ken dit mos. Dit verwys na lekker sterk moerkoffie. En dit kom uit 'n tradisie toe boere in die oggend as hulle wakker geword het, sterk koffie gedrink het voordat hulle die dag aangepak het. Want hulle het versterking nodig gehad. Hulle het krag nodig gehad vir die dag. En miskien is dit nog steeds so. Daarom is daar om elke hoek en draai 'n koffiewinkeltjie. En as ou nie vanoggend in die oggend vroeg met jou kar werk toe ry, dan sit almal met hulle koppietjies koffie en hulle flessies koffie in die kar op pad werk toe. Want almal het versterking nodig. Daar selfs gemeentes waar die ouens die koffie in die kerk kom drink. Dis seker maar, ek het al daaroor gewonder, seker maar om die ouens wakker te hou as die dominees vrot preek, ek weet nie. Maar een ding is verseker, ons het versterking nodig. Ons het troos nodig. Waarom? Wel, dis eenvoudig. Die wêreld waarin ons leef,
is stikkend. Ons wêreld is stikkend. Dink vir 'n oomblik oor dit wat op die oomblik in die wêreld aan die gebeur is. En dan dink jy Oekraïne en Gaza en Pakistan en Indië en Jemen. Ons leef in 'n wêreld waar iemand 'n knoppie kan druk en 'n paar minute later is honderde en selfs duisende mense dood. Die besoedeling wat in hierdie plek plaasvind, wat ons aarde noem, is besig om ons stadig maar seker dood te wurg. En as jy wonder oor dit wat ek so pas sê, dink 'n bietjie terug oor dit wat jy dalk die afgelope paar dae aanskou het, met die dood van Paus Fransis. Meer as 250.000 mense op die Sint-Pietersplein vir sy begrafnis. Vir wat? En toe Paus Leo aangekondig word, toe staan daar weer duisende mense, oud en jonk. Is vir my nogal verstommend hoe baie jong mense daar was, waar die plek vol gestaan het. Om wat te maak? Omdat hulle troos nodig het. Dis my simbolies van dit wat op die oomblik aan die wêreld aan die gang is. Die mensdom het hoop en troos en versterking en bemoediging nodig. Jy en ek het dit nodig, sonder dat ons dit dalk self besef. Dis nie net in die wêreld nie. Ons land is net so stikkend. Op die oomblik sê die statistiek vir ons, sterf daar elke 19 minute iemand wat vermoor word. Klink vreeslik, né? Kom ons maak dit heel prakties. Dit beteken, in die uur wat ons hier by mekaar is daar 3 mense vermoor in Suid-Afrika. Die kragopwekker wat daar buite loop, is 'n herinnering aan infrastruktuur wat uitmekaar uitval. Meer as 30 miljoen mense ly honger. Dalk het jy in die week wat verby is gesien van die meer as 100 aasvoëls in die Kruger Wildtuin wat vergiftig is. Ons land is stikkend. En om hier te leef, het ons troos nodig. Ek was die afgelope week in die Wildtuin, en ek het nie onlangs soveel dik mond, ongelukkige, ontevrede mense by mekaar gesien nie. Jy sien nie iemand wat glimlag nie. En dan moet iemand nou 'n leeu onder 'n bos sien, dan sien jy wat aangaan. Hoe mense mekaar wil vertrap en verskree en net om daar te kom. Miskien sit jy vanoggend hier en jy sê ek het op 'n persoonlike vlak troos en versterking en bekragtiging nodig. Ek verlang na iemand wat nie meer saam met ons is nie. Ek verlang na my kinders wat ver is, of kinders wat ek nie baie gereeld sien nie. Ek verlang na 'n vriend wat ek verloor het, oor 'n vriendskap wat doodgeloop het. Ek is bang oor die toekoms. Ek is bang oor wat die markte gaan doen, want my pensioengeld. Wat gaan Trump sê? Wat gaan gebeur? Wat gaan van ons kinders word en ons kleinkinders? Ons het troos nodig. Ons het troos nodig. Dis niks niets nie. Deur die geskiedenis van hierdie wêreld was dit so. Jy onthou mos die verhaal, God wat hierdie plek goed gemaak het. Hoe hy dit geskep het en aan die einde daarvan gesê het, daarna gekyk het en gesê het, dis goed. En toe maak hy vir Adam en Eva, die mens. En daar kom 'n fout. Hulle kies verkeerd, hulle doen sonde. En hulle word daarvoor gestraf. En as mens Genesis 3 gaan lees, dan is die woorde van dit wat God vir hulle sê, nogal 'n aanduiding van wat in die toekoms sou gebeur. Want daar word gepraat van swaar kry, van pyn, van begeerte en van die dood. Gaan lees die geskiedenis van Israel, God se volk wat moes hoop bring in hierdie wêreld, wat totaal val, wat eintlik in 'n groot flop eindig. Dink maar na die geskiedenis van die moderne wêreld oor alles wat hier gebeur het. Die mensdom, ons, jy en ek, het troos nodig. En weet jy wat? Ek is bevrees, boeretroos gaan dit nie doen nie. Koffie
gaan ons nie help nie. Nou wat dan? Miskien moet ons troos op 'n ander plek vind. Miskien moet ons vanoggend mekaar daaraan herinner dat ons enigste troos in hierdie lewe, prakties, fisies in hierdie wêreld, by Jesus Christus is. Die feit dat ons kan sê, dat ons kan bely, ons behoort aan hom. Dis wat die Heidelbergse Katekismus vraag en antwoord 1 mos sê. My enigste troos in lewe en in sterwe is dat ek aan Jesus Christus behoort. My enigste troos in hierdie lewe is dat ek aan Jesus behoort. Waar kom hulle daaraan? Wel, Paulus skryf in Romeine 14 vers 8, dit wat ons saam gelees het. En hy skryf vir mense wat troos nodig gehad het, wat in 'n stad gebly het waar dit met hulle swaar en sleg gegaan het. Waar hulle met mekaar geveg het en gestry het en beklei het. En dan sê in Romeine 14 vers 8, hierdie wonderlike woorde, as ons leef ons vir die Here, en as ons sterf ons vir die Here, of ons dan lewe of sterwe, ons behoort aan die Here. Hoe help dit ons? Wel, in Romeine 14 vers 9 skryf Paulus, dis tog waarvoor Christus gesterf het en weer lewend geword het. Verstaan jy? Ons het mos Paasfees gevier. Jesus se sterwe en sy opstanding. Jesus wat gekom het om die sonde, die boosheid in hierdie wêreld te kom oorwin. Jesus wat gekom het om dit wat stikkend is, wat mense stikkend gemaak het na die skepping, te kom heel maak. En as ek van sonde praat, dan gaan dit nie oor moeds en moenies en mags nie, die goed wat ons so lekker oor redeneer, en dit gaan oor die groot mag van die bose, wat hierdie wêreld kom verwoes het. En dan stuur die Vader in sy goedheid en sy grootheid sy seun. En wat kom doen Jesus? Jesus kom oorwin die bose. Wanneer hy sterf en opstaan, Paasfees, is die fees wat ons daaraan herinner dat die bose oorwin is. Dat dit wat stikkend is, heel gemaak is. Christus is die Vader se troos aan hierdie wêreld. Christus is die een wat die wêreld, wat mense soos jy en ek in 'n nuwe verhouding met die Vader kom plaas. Christus is die een wat vir jou en vir my die moontlikheid gee om anders te wees, om anders te leef, om regtig iemand te hê wat vir ons troos. En wat bind ons aan hom? Wel, ons geloof. En daarom as jy vanoggend hier sit en jy sê, ek glo met my hele hart in Jesus Christus as my verlosser, dan is God se trooster in hierdie wêreld ook jou trooster en my trooster. En dan is hy groter en magtiger as al die moeilikheid in hierdie wêreld. Vriende, dis nie 'n teologie nie. Ja, dit ook. Dis nie net 'n teorie wat iemand uitgewerk en uitgedink het nie. Jesus Christus het prakties die trooster kom word in die wêreld waarin jy en ek elke dag leef. Hier en nou. En as jy dit betwyfel of daaroor wonder, gaan lees die aangrypende verhaal van Stefanus in Handelinge 7. Wanneer hy uit die stad uitgesleep word en die Fariseërs en die Sadduseërs hom met klippe doodgooi, dan sê hy, kyk, ek sien 'n oop hemel en ek sien die seun van God aan die regterhand van God staan. Die enigste teks in die Nuwe Testament waar ons lees dat Jesus staan as simbool van sy meelewing met sy kind op aarde wat swaar kry en seer het en pyn ervaar. Dis asof Jesus in die hemel opstaan om te sê, maar dis my kind daai wat swaar kry en wat versterker nodig het. Paulus het iets daarvan beleef toe hy in Filippense 4 geskryf het, Filippense 4 vers 12 tot 13. Ek weet wat dit is om min te hê en ek weet wat dit is om oorvloed te hê. Ek is in elke opsig in hierdie dinge ingewy om versadig te wees sowel as om honger te ly,
om oorvloed te hê sowel as om gebrek te ly. Tot dit alles is ek in staat deur hom wat my krag gee. Tot alles is ek in staat deur hom wat my troos, wat my versterk, wat my aanmoedig en wat my help. Hoor jy mooi? Dis nie teologie nie. Dis nie net 'n teorie nie. Dis 'n mens soos jy en ek, wat in sy lewe, in goeie tye en in slegte tye, die troos van Christus beleef het. Hy het geweet wat dit beteken om te sê, as ek leef, leef ek tot eer van die Here, en as ek sterf, sterf ek tot eer van die Here, want ek behoort aan die Here. Dis nie net Paulus en Petrus en die ander disippels nie. Dis jy ook. Dis jy ook as jy vanoggend sê, ek glo in Jesus Christus. Dis jy ook as jy vanoggend weet, dat jy iewers in jou lewe gedoop is. Toe die Vader in sy groot genade na jou toe gekom het, soos dat hy vanoggend na klein Louis toe gekom het en gesê het, jy is myne. Jy is my eiendom. Ek het jou gekies. Ek is jou trooster. Ek is saam met jou op jou lewenspad in hierdie stikkende wêreld. As jy simbolies met klippe gegooi word, of as jy seer het, of as jy pyn ervaar, of as jy bang is, dan is ek by jou. Jammer Johan, jy verstaan nie. Jy verstaan nie my omstandighede nie. Jy weet nie hoe moeilik dit is nie. Jy weet nie hoe sleg dit is by die werk nie. Of in my huis nie. Of daar waar ek elke dag bly nie. Hierdie plek is 'n goeie plek. Ek wil nie hier wees nie. Jy's reg. Ek verstaan nie jou vrees nie. En jou moedeloosheid nie. En jou hooploosheid nie. En jou hartseer nie. En jou frustrasie nie. Ek sal dit ook nooit kan verstaan nie. Maar weet jy wat is die wonder? Die Vader verstaan dit. Die Vader wat sy seun opgeoffer het, ter wille van jou en ter wille van my, hy verstaan dit. Christus, die oorwinnaar, verstaan dit. Hy wat hier was, wat met sy voete in die stof van hierdie aarde geloop het, wie se bloed hier gevloei het, wat hier gesterf het, maar wat ook opgestaan het en wat lewe, hy verstaan en hy weet. Jy moet daaroor gaan dink. Die skepper van hierdie wêreld, die almagtige God, wat deur sy woord vanoggend vir jou en vir my sê, maar jy behoort aan my en daarom verstaan ek en weet ek voel saam met jou. Ek ly saam met jou. Ek wil jou versterk en help en troos. Is dit regtig so? Wel, Jesus het dit mos self gesê. Daarvan lees ons in Johannes 14 vers 16 tot 17. Wanneer hy met sy disippels praat en met gelowiges deur die eeue en hy sê, ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander parakleet gee, die 2020 vertaling, sodat hy vir ewig by julle kan wees. Hy is die Gees van waarheid. En as mens dan gaan kyk wat die woordjie parakleet beteken, dan is dit iemand wat geroep was om bystand te verleen, om te bemoedig, om te help en om te troos. En dis nie net 'n leë belofte nie. Jy weet mos dat die Heilige Gees op Pinksterdag uitgestort is. Dis hoekom ons volgende hier is. As dit nie vir die werk van die Gees was nie, as die Gees nie na hierdie wêreld gekom het nie, was die kerk nie hier nie. Ons saam wees, ons hier wees, getuig van die feit dat God woord gehou het. Dat wat Jesus beloof het, gebeur het. Dat die Gees uitgestort is en gelowiges uit alle tale en volke bymekaar gemaak het. Dink vir 'n oomblik oor waar ons almal vandaan kom en wie ons almal is volgend.
Dink jy vir een oomblik ons sou hier gewees het, as dit nie vir die werk van die Gees was nie? Wat meer is, die Gees is uitgestort om in ons te woon, om God in ons te wees, by ons, saam met ons. Gaan lees een van die hoofletterhoofstukke in die Bybel, Romeine 8, waar Paulus in Romeine 8 vers 6 skryf, die Gees het vir ons gegee om ons te troos, ons te bemoedig en aan ons vrede te gee. Romeine 8 vers 15, die Heilige Gees is vir ons te gee om aan ons te bevestig dat ons aan Jesus Christus behoort, want die mag van die bose wil jou mos graag daaraan herinner dat jy eintlik nie 'n Christen is nie, dat jy eintlik 'n klomp goed moet doen om Jesus te beïndruk. Nee, die Gees is vir jou gegee om te bevestig wanneer jy twyfel, wanneer jy wonder, wanneer jy sukkel om te glo, om jou te help, om op so 'n manier by jou te wees en om jou te troos. Paulus skryf, die Heilige Gees stel ons in staat om God, Abba, Vader te noem. Wie is die God? Die skepper van hemel en aarde. Die een wat groter is as al die moeilikheid in hierdie wêreld. Die een wat sy seun gestuur het om te sterf, wat hom uit die dood uit opgewek het, sodat jy en ek vanoggend hier kan wees en kan aanspraak maak op die feit dat hy ons trooster is. Romeine 8 vers 26. Die trooster bid vir jou wanneer jy nie weet wat om te bid nie. Aangrypend nie waar nie. God wat vir jou intree as jou woorde opraak. En hier is die geheim. Hier is die geheim. As die Heilige Gees in ons werk en God dit vir ons doen, dan daag dit ons uit om dit ook vir mekaar te doen. As Christus regtig jou trooster is, as jy dit vanoggend glo en bely, as jy daaraan vashou, vasgryp, dan is die teenkant van die muntstuk dat jy ook 'n trooster wil wees vir ander. En hoor my woorde mooi, nie moet wees of gaan wees nie, jy sal dit wil wees. Jy sal dit wil wees. Want dan maak ons die feit dat ons 'n hemelse trooster het, graag sigbaar in hierdie wêreld, deur ons woorde en deur ons dade. En waar begin dit? Paulus hier in Romeine 14, dit begin by die mense die naaste aan jou. Die mense die naaste aan jou. Jou interpersoonlike verhoudings. Dis waar jy moet begin help en ondersteun en bemoedig en versterk. In ons huise. Dis wat ons moet begin doen. Want dan word Christus se troos 'n werklikheid. Dan is dit nie maar net 'n teologie of 'n teorie of 'n mooi gedagte nie. Dan word sy troos in hierdie lewe konkreet. Iets wat ons help om in hierdie lewe te leef. Dit gebeur wanneer ons mekaar begin dien, mekaar begin help, mekaar begin bemoedig, mekaar begin bid. Dit begin wanneer ons met sagte harte en sterk hande en vinnige voete en sensitiewe oë en oop ore in hierdie wêreld begin leef. En as jy dit doen en jy drink net saam met ons koffie, dan sien jy skielik die iemand raak wat eenkant en alleen sit. En dan vat jy jou koffie en jy stap nader en jy vra hoe dit gaan. Stel jouself voor. En dan is dit nie die Bosveld koffie of die kondensmelk wat vir daardie persoon die dag beter maak nie. Dis jy wat konkreet die vergestalting van Christus se troos in hierdie lewe word.
Christus, my enigste troos in hierdie lewe, wanneer mense begin help, onder leiding van die Gees, sagte harte, oop oë, oop ore, vinnige voete, sterk hande, om die plek beter te maak. Ek wil afsluit met 'n stukkie persoonlike getuienis. Om te loop is vir my nogal 'n uitdaging. Elke liewe oggend wat ek uit die bed uit opstaan, het ek troos nodig. Ek sit nie in huil op die kant van die bed nie, maar ek het versterking nodig. Ek het mense om my nodig, om my te help, om aan die gang te kom, om die dag aan te pak, en om te leef. Om hierdie breinsak van my te dra, is nog 'n groter uitdaging, want ek het nie balans nie. So pak nou 'n Bybel en nog 'n paar ander boeke daarin, en gooi hom oor jou skouer, en kyk wat gebeur. Dis 'n ongeluk wat 'n plek soek, om te gebeur. Maar weet jy wat gebeur? Elke dag in my lewe, vir 8 jaar lank al, is daar mense wat my help. Mense wat my troos, wat my versterk, wat my bemoedig, wat my krag gee, om op te staan, en om aan te gaan. Elke Sondag wat ek hier is, wat ek hierdie sak by my het, is daar iemand, en dis nie dieselfde persoon nie, wat kom en sê, Johan, kan ons jou help dra? By die Bybelskool was daar in die aand, elke Dinsdag aand, iemand wat gesê het, Johan, kan ek jou sak vir jou dra? Dis donker. Wanneer ek by die winkelsentrum is, daar iemand wat nader staan en sê, kan ek jou help? Wanneer ek by die universiteit is daar studente wat sê, kan ek jou help? In my huis is daar familielede wat sê, hoe help ons jou? Partykeer deur hard te wees. Hoe kan ons jou help? Dis hoe die Vader, deur sy Gees, elke dag vir my 'n trooster is. Dis hoe prakties dit is. Dis so eenvoudig soos dit. En vir jou op jou lewensreis, hoe lyk dit? Is jy bereid om te ontvang? Is jy bereid om dit vir iemand anders te gaan wees? My enigste troos in hierdie lewe is dat ek aan Jesus Christus behoort. Is dit waar van jou lewe? Is dit waar van jou lewe? Gaan leef dan so. Gaan leef dan so. Ek gaan die seën uitspreek vir die besoekers wat hier is. Ons het in die gemeente die gebruik, as ek die seën uitspreek, dan kan jy albei jou hande na vore hou, as simboliese wyse waarop jy die seën ontvang. En as ek klaar die seën uitgespreek het, sing ons die seënlied. En as jy dit graag wil doen, dan kan jy jou regterhand op die persoon langs jou of voor jou se skouer sit, om die woorde van die seënlied vir hom of vir haar af te bid. Ontvang die seën van die Here en gaan leef in die troos van die Here. Die Here gaan voor jou wees om die pad vir jou gelyk te maak. Die Here gaan agter jou wees om die aanvalle van die bose af te weer. Die Here gaan langs jou wees om jou in sy arms toe te vou. Die Here gaan onder jou wees om jou op te tel as jy val. Die Here gaan deur sy Gees binne in jou wees om jou te lei en te inspireer en te troos. Die Here seën jou. Amen.